Goeiemôre almal. So ek net aansluit by David se gebed daarso dat die Heilige Gees my sal wegsteek en dat julle God se stem sal hoor. Hierdie is regtig, dit is sy show hierdie. Okay, so 'n paar jaar gelede het ek hierdie storie gelees en terwyl ek kom lees, dis David en Goliat se storie, toe dink ek, hier's 'n klomp lesse in, dis die Bybel, daar's 'n klomp lesse in, dis kind of obvious, maar hierdie storie is diep. So, daar's 'n paar vlakke in hierdie storie, ons het eintlik 'n week nodig om alles uit te pak, maar ons gaan met wat ons het. So, die heel eerste ding, net 'n bietjie konteks daarso. Goliat was 'n genuine reus geweest. Okay, hy was 'n mean ou geweest. En David het opgegaan teen hierdie ou en hy was intimiderend want hy was 10 voet geweest. Nou hy is langer as wat David en August is. Dis langer as daai ouens, jy weet. So as jy nou teen hulle gaan staan en jy kry 'n idee, dan weet jy hy's so kop en skouers en bors bo hulle geweest, né? Sy panserkleed was 56 kilos geweest. Dis 'n sementsak wat daai ou aangehad het. Hy beenskere aangehad van brons en alles. Sy spiesepunt was 7 kg geweest. Dis 'n ding om as jy 7 kg vat en jy gooi hom, hy sien 'n bietjie gewigstoot gedoen. Ek dink tot op watter 5 kg. Ja, dit is dis effort om daai ding in te sit. En dan het hy nog 'n swaard en 'n javelin. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir 'n javelin anders as spies nie. Ons het reeds by die spies uitgekom, maar dis 'n ander ding. Dis meer van 'n javelin. So dis meer as 'n gaai. Nie heeltemal. Maar dit is ja, hy was gewapen geweest en dat hy nou sy skild ook gehad. So net konteks daarso. David het opgegaan teen 'n ou wat intimiderend was, right? Nou bietjie terug na ons toe. Wanneer ons die fight met die wêreld fight, die fight is gereed. Wanneer jy in watter ook al in situasie instap, die fight is gereed. Dis hoe dit is. Okay? Die wêreld spin jou daai storie en jy verloor op die wêreld se terme. Ek nou nie conspiracy hierso praat nie, maar die system werk teen jou. Dis hoe dit is. So in hierdie geval, die Filistyne kom uit en hulle dictate die terms of engagement. Hulle sê kom, een ou teen een ou. Nou David en Goliat, dis mos nou nie 'n fair fight daai nie. Dit is nie. So maar hulle sê dis een ou teen een ou. Offer een ou op vir jou hele weermag. Ons sal onderdanig wees. Ons sal vir jou vryheid, ons sal doen alles wat jy wil. Doen net hierdie ding. So in toepassing van ons af, moet jy weet dat as jy teen die wêreld opgaan, kyk jy nie na 'n fair fight nie. Daar's altyd ietsie weggesteek ernstig wat jou gaan vang. Stoor dit net 'n bietjie. Dan die ander ding is, ons leef in 'n wêreld waar die aanslag aanhoudend is. Dit hou nooit op nie. So in die bemarkingswêreld weet die bemarkers dat jy tussen 11 en 25 messages begin jy reageer op daai boodskap. Weet, eers kyk jy die advertensie en dink jy, wie so stupid om hierdie ding te koop? Hier by die 15de keer en sê, ja, dit lyk asof ou hierdie ding kan gebruik. En dit is basies wat met ons gebeur. Ons word so stadig gekook in hierdie wêreld. Jy weet daai storie van die para, warm water spring hy uit, koue water wat warm word, sit hy daar en hy geniet sy laaste bad. So dit is, ons moet weet dat dis waar ons werk. Daai aanslag is aanhoudend. En dan net die versie wat daarby uitstaan, hier is natuurlik 1 Samuel 17. The Philistine came out morning and evening, presenting himself for 40 days. Nou, julle weet seker ook, die interessante ding van 40 dae, is dit is 'n periode van voorbereiding of van reiniging. Okay, hou daai 40 dae in gedagte. So op hierdie stadium wat Dawid daar opdaag, is hierdie manne nou al vir 40 dae blootgestel aan hierdie bemarking. Basies wat Goliat vir hulle sê is, julle is 'n klomp sissies. Kom fight, wees 'n man. Kom druk arm teen CJ de Tooi. Kom, laat ons gaan. So ja, dit is belangrik dat ons daai 40 dae in gedagte hou.
Nou kom Dawid daaraan, né? Op hierdie slagveld. Hy kyk hierdie storie, en wat sien hy? Okay? Uit sy perspektief uit. Nou, hier's waar dit intens raak, hier's waar jy moet regtig begin luister, want nou kom Dawid se storie en jou storie by mekaar aan. Hy stap in daar en hy sê, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of God? Sorry ouens, ek is nie emosioneel nie, ek het verkoue. Dis al wat dit is. So, sien sy perspektief wanneer hy die lewe benader. Dis nie die wêreld se perspektief nie. Hy stap op daai veld op, hy luister na wat daai ou sê en hy sê, wag so 'n bietjie. Julle is die weermag van God. Daai ou is wie? Hier's wat hy sien. Hy sien 'n ou wat nie in verbond met God is nie. Hy sien 'n ou wat buite verbond met God staan. Okay, dis wat hy raak sien. Hy sien 'n ou wat alleen is. In sy kop is hy soos, shame. Hierdie ou het alleen opgedaag vir die fight. Ek's hier saam met God. Ek meen, sies tog. Hy is in die moeilikheid. Ja, dis wat hy sien. Nou, hoekom kan Dawid met daai perspektief gaan kyk? En hoekom moet ons met daai perspektief gaan kyk? Want hy spandeer tyd. En ek het so 'n bietjie gekyk en ek is nie 100% seker oor hierdie en miskien kan die twee dominees, maar is die al twee die dominees, ek weet nie. Maar miskien kan hulle my uithaal. Ek het gesien Psalm 18 is voor hierdie geveg geskryf. Ek is nie 100% seker oor hom nie. Maar in any case, as jy nog nooit Psalm 18 gelees het nie, né? Dit is 'n amazing Psalm oor hoe God vir jou beklei. Gaan lees daai Psalm en dan dink jy wat God aan jou enemies sal doen. As jy vyande het, dan as jy onderdruk voel, dan gaan lees jy daai Psalm. En dan voel jy aan die einde van daai Psalm, shame, miskien moet ek net die ouens vergewe, net vryspreek, want ek wil nie hierdie tipe van nonsens op hulle hê nie, maar hier's van dit wat God doen. He sent out his arrows and scattered them. He sent out an abundance of lightning flashes and confused and rooted them in defeat. Then the stream beds of the waters appeared. The foundations of the world were laid bare at your rebuke, O Lord. At the last breath of your nostrils, or at the blast of the breath of your nostrils, he reached from on high and he took me. He drew me out of many waters. He rescued me from my strong enemy, from those who hated me, for they were too strong for me. They confronted me in the day of disaster, but the Lord was my support. He brought me into a broad place, and he rescued me because he was pleased with me and delighted in me. So, onthou, Dawid is 'n man na God se hart. So die laaste stukkie daarso is, omdat Dawid op die regte plek is God besig om die aarde te skud, omdat hy Dawid aangeval is. Dit is die perspektief, dit is die standpunt wat Dawid het. Ek's nie alleen nie, my God wat dit doen. Kom saam met my. Sorry, ek sien net daar is bietjie uitfokus uit. Okay. So, hy leer hierdie, hy kan hierdie uit sy binneste uitskryf as 'n gedig, want dis sy ondervinding met God, terwyl hy in die veld is, terwyl hy alleen met God is. Wat ek vir julle sê, is, jy moet op 'n punt wees, wat jy verstaan, dat dis wie jy is in hierdie wêreld. Okay? Jy gaan in niks alleen nie. Jy is nie oorgelewer nie. Jy is aan God se kant. God beweeg on your behalf. Hy beweeg vir jou. Okay? Hy maak goed vir jou moontlik. Alright, nou, die res van daai storie. So, identiteit, ek het nou gepraat oor identiteit. Hy staan, daai Filistyn staan op teen die armies of God.
vir Dawid is dit eintlik ridiculous dat hierdie ding vir langer as 'n halfuur aangegaan het, want die Israeliete moes afgestorm het, al die ouens net daar keel afgesny het en die oorlog klaargemaak het. Moes klaargemaak het. So, hierdie stukkie gaan oor die identiteit. So, terug by die hele ding van Dawid se bloudruk vir jou lewe. Sonder die identiteit gaan jy in die moeilikheid wees. Dis net wat dit is. So, jy moet daai identiteit reg kry. So, jy weet, ek is saam met God en ek is as oorwinnaar saam met God. Nee. Okay. So net 'n bietjie meer van die storie. As they talked, behold, Goliath, the champion of the Philistines of Gath, came out from the Philistine ranks and spoke the same words as before, and David heard him. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him terrified. Alles geïntimideer. Okay? Alles bang vir jou. The Israelites said, have you seen this man who has come out? Surely he has come out to defy Israel, and the man who kills him, so 'n belangrike stukkie hierso, the king will enrich with great riches. Okay? Daar's 'n beloning vir hierdie werk. He will give him his daughter and make his father's house free from taxes and service in Israel. Jy betaal nooit weer, ek meen jy hou alles wat jou plaas produce is joune. Jy hoef nie weer weermag toe oorlog toe te gaan nie. Jy kan lekker rustig op jou plaas gaan sit en net plaasdinge doen. Weet? Hard werk op die plaas en produce. Dis dit. As David said to the men standing by him, what shall be done for this man who kills the Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of God? And the men told them what will be done. So, wat David hier basies doen is, hy sê net, maar het julle 'n plan gemaak? Is daar enige motivering om hierdie ding stop te sit? I mean, is daar 'n plan? En die ouens sê vir hom, ja, die koning is bereid om 'n klomp goed te doen hierso. Wat ook net 'n bietjie teenstelling is, Saul sit in sy tent, hy's koning. David gaan koning wees. Hy hardloop af en hy gemaak die Filistyn dood. Dis 'n verskil in leierskap daarso tussen die twee. Okay? So wie raak betrokke in hierdie ding? So hou net dit ook in gedagte. Yes. Okay. Eintlik moes Saul teen Goliat gaan veg het, want Saul was die grootste ou gewees, want hy het kop en skouers bo uit die mense uitgestaan. Dis hoekom hy koning geword het. Ja. En hy moes eintlik veg het. David was maar 14-jarige seun eintlik gewees. Jy weet wat 'n leeu en 'n beer doodmaak het, en dit is wat God hom gebruik het. Yes. Om te kan kom en dit te kan wy. Yes. Want hulle die wapenrusting van Saul aangetrek vir David, maar dit is te swaar. Ja. Trek nou van daai massiewe goed en trek dit aan 'n seun aan. En dit is nie reg nie. Dit is nie wat daar is. Ja. En dis hoekom David gesê nee. Ja. So sê ek het God. Ek het nie nodig om ander goed te hê wat daar by hom. Yes. Ja, presies dit. So die motivering hierso is aardse motivering. So weer eens, David het nou gepraat van CJ wat deur die Here geroep is om iets te gaan doen. Daar's sê dinge wat met jou gebeur as jy ouer word. Jy verloor motivering vir die normale goeder. So eers is dit 'n mooi kar en 'n mooi huis en 'n mooi bike en 'n mooi vrou en alles, en dan soos jy ouer word, dan verstaan jy, ou kan net soveel chocolate eet. My storie is altyd chocolate is lekker, right? Maar na 2 slabs chocolate is dit ook nie meer lekker nie. So jy soek 'n bietjie iets anders vir motivering, en hier's waar die motivering is. Want hierdie is jou doel. Wanneer God jou roep hy jou binne in jou doel in. As jy nie aligned is met wat God jou geroep het om te wees nie, gaan jy moeg word, gaan jy uitbrand. Daar is nie eternity, perpetual motion in aardse motivering nie. Dis hoekom niemand van daai ouens afhardloop nie. Hy gee nie om of Saul hom al daai geld gaan gee nie. Hy like nie Saul se dogter nie. Dis alright. Hy's okay. Hy bly net daar waar hy is. So die aardse motivering doen nie hulle werk vir hulle nie. Nou terug by Dawid. En hierdie is
die essence van wat ek met julle wil praat is, Dawid se voorbereiding. Dis meer belangrik as enigiets anders. As jy nog nie hierdie voorbereiding gedoen het nie, as dit nie klaar is nie, gaan sit doen. Raak stil, spandeer die tyd. Want hy is die jongste, reg? So hy is regtig, soos Pieter nou net gesê het, ek het gaan kyk ook. Hulle reken hom op so tussen 15 en 17. Daar is van die Hebreëse geskrifte wat sê dat hy is 28 gewees, daar's nie substansie vir dit nie, want selfs Saul noem hom 'n youth, en hy onthou, hy was nie opgeroep vir die oorlog nie, so dit beteken hy was te jonk om te gaan beklei, so hy moet in daai 15 tot 17 kategorie wees. So ons kyk na 'n laaitie hierso, dis nie dat iemand het dit misgeskryf en ons het verkeerd vertaal nie, hy is 'n laaitie. So David rose up early the next morning, left the sheep with a keeper. Belangrik hierso weer eens. Hy left with a keeper. Hy tref reëlings vir wat met sy werk gebeur. Okay? Hy is nie onverskillig teenoor die verantwoordelikheid wat hy het nie. Hy kyk na daai. Took the provisions and went as Jesse had commanded him. Ook belangrik. Sy pa het vir hom gesê om iets te gaan doen. Dis belangrik, hy is hier op 'n missie, 'n sanctioned missie, hy's gecommissioned, gecommand om hierdie te gaan doen. Want dit gaan nou weer terugkom. En dan natuurlik 'n bietjie later, soos wat Pieter ook gesê het, hy sê, and David said to Saul, your servant kept his father's sheep. En die rede hoekom ek hierdie insit is, wanneer jy skaapwagter is jy buite in die veld, jy's in stilte, jy's weg van almal af, daar's nie 'n 4x4 safari karavaan saam met jou nie. Jy loop saam met die veld, jy slaap in die veld, jy kyk agter daai skaap en dis dit, jy's alleen. Jy het die sterre bo jou en die son en dis dit. So dis sy experience. Hy's alleen saam met God also. And when there came a lion and again a bear and took a lamb out of the flock, I went out after it and smote it and delivered the lamb out of its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and smote it and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. Nou, ek het ook gaan kyk, hierdie leeu's en beere, dis seker tog mos nie 'n Afrika leeu nie. Dis nie 'n leeu wat so hoog staan nie. Dis seker mos maar 'n puma. Daar van Noord-Amerika af. Dit was nie. Hy was 'n bietjie kleiner gewees. Dit is die Asian leeu gewees. Hy was 'n bietjie kleiner as ons leeu's gewees. Dis 'n proper leeu gewees. Die beer is kan like tussen 'n grizzly en 'n brown bear. So dit is 'n black bear. So dis daai tipe. Dis meer timid, maar ouens, ons kan zoo toe gaan en in 'n beer se hok gaan inklim met daai timid beer en dan kyk ons hoe doen ons. Dis nog steeds 'n ding. Okay? Jy gaan slaan nie net sommer die beer nie. Nou, baie belangrik hier ook, almal van ons weet, ek het eendag 'n leeuwyfie sien storm. Dis so, daai ding van omdraai en hardloop. Ja, ek dink nie jy gaan weghardloop. Ek gaan nie vinnig genoeg omdraai en hardloop nie. Daai ding is vinnig, reg? Om te doen wat hy gedoen het hierso, dis nie sy krag nie. Hy's 15 jaar oud, 17 jaar oud. Dis nie in sy krag nie. Hy het dit nie op sy eie gedoen nie. Moenie dink ek staan, hy het 'n klomp interessante goeders gedoen in sy lewe, maar moenie dink ek staan hierso en sê vir julle dat hy was een of ander kung fu superhero gewees wat vinniger as daai leeu beweeg. Daai is die Here wat die leeu en die beer oorgegee het aan hom. Okay? Dit vat nog steeds guts om te gaan soek. Want ek sal sê, jy het een lammetjie, wat sit R170 vir hom nou op hierdie stadium, sal dit opmaak. Extra brode bak en net opmaak. Maar om daai lammetjie te gaan haal, dit vat guts. En hy het dit nie in sy krag gedoen nie. Alright? Hy was bereid, maar hy het dit nie in sy krag gaan doen. Okay, so stilte tyd, ek het gepraat daaroor, stilte tyd saam met God, en dan net weer nog 'n psalm, nou ek is meer oortuig dat hierdie een is voor die fight met Goliat geskryf, maar hierdie is net daarso, Dawid se psalm, net om te sê,
hoe sy verhouding en sy ondervinding met God was. Okay? So hy skryf van God. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows and proclaims his handiwork. Day after day pours forth speech, and night after night shows forth knowledge. Die ondervinding van dag en nag declare God. Net om daar in die veld te wees, en julle almal ouens was al by Willewees en alles gewees, jy het 'n bietjie van daai ondervinding gehad, om 'n sonsopkoms en 'n sonsondergangs te sien. Dit moet vir jou laat weet, dat God is amazing in wat hy doen. Hierdie is Dawid se psalm vir dit. There's no speech nor spoken word from the stars, their voice is not heard, yet their voice in evidence goes out through all the earth. Their sayings to the end of the world of the heavens, God has made a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and it rejoices as a strong man to run his course. Its going forth is from the end of the heavens, and its circuit is to the ends of it, and nothing, yes, no one is hidden from it. God het die son gemaak. Die son kom op, niemand kan dit stop nie. Hy kom op met force. Sprekende van God se plan. God is in beheer. God execute 'n plan. Ons is deel van daai plan. En hy doen dit as 'n strong man. 'n man wat weet hy gaan 'n reisies wen. Usain Bolt staan op die 100 meter en hy weet, ek wen. Hy hardloop met oortuiging. Wie ever anders daar saam is shit, ek hoop ek is goed genoeg om Usain te wen vandag. Dis die verskil. So God se plan word geïmplementeer as eienaar en oorwinnaar van die heelal. Hy het nie doubt nie. Daar's nie 'n ek wonder of ek dit kan reg doen nie. Dis die God aan wie se kant ons is. Hy execute sy plan. Okay. The law of the Lord is perfect, restoring the whole person. Okay? So in die wet, in die bepaling van God wat liefde is, word jy ten volle herstel. Alles wat jy moet wees is reg binne in liefde. Okay. The testimony of the Lord is true, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure and bright, enlightening the eyes. The reverent fear of the Lord is clean, enduring forever. The ordinances of the Lord are true and righteous altogether. Hierdie is Dawid se declaration. Hierdie is sy experience van die 5 boeke van die Ou Testament lees, die wet lees. Ja. En die ondervinding van God elke dag in die veld. Ja. Of 'n nonsens bygesit wat onnodig is. Okay. So, wie staan om tee? So nou is ons weer terug by ons wêreldse plan. So die bloudruk vir jou lewe. Wanneer jy 'n plan het, wanneer jy geïnspireerd is, wanneer jy 'n ding gaan aanpak, gaan jy teestand kry. Okay? Dis net hoe dit is. Right. Ons praat van 'n bloudruk vir jou lewe. Hoe doen ek dit wat God vir my gesê het om te doen? Hierdie is een van die grootste ding wat jy gaan moet hoorkom. Eliab. Now Eliab, the eldest brother, heard what he said to the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, "Why did you come here? With whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and your evilness of heart, for you came down that you might see the battle." And David said, "What have I done now? Was this not a harmless question?" Nou, in wat Eliab sê, is daar, dis deur die duiwel uit die hel uit aangesteek. Dis baie spesifieke woorde wat hy met hom praat hierso. In die eerste plek, sy ou boet moes vir hom lief gewees het. En die interessante gedeelte van liefde, wanneer jy van Hebreëus van liefde praat, het jy ahava en chesed. Dit praat meer van loyaliteit en beskerming as wat dit van liefde praat. Dit praat van community, van belonging, van beskerming, protection. Okay? So, ahava, loyaliteit en toewyding, chesed is verbondsgenade en standvastigheid. In die hele ondervinding en gesprek rondom Jesus, praat ons baie van Jesus se liefde. En ek weet ek is nou op 'n dun lyntjie hier om te gaan
te gaan skeiding bring tussen hierdie. Maar Jesus se gehoorsaamheid en sy loyaliteit is konsepte waaroor ons baie meer moet praat. Dis goed wat ons baie meer moet inbring in ons alledaagse lewe. Want ons moet loyaal teenoor mekaar wees. Dit is 'n abomination in God se oë dat ons teen mekaar praat. Daar moet eenheid wees. God praat van no house divided can stand. Dis baie belangrik dat ons hierdie leef. Okay? Die punt is, in jou plan gaan jy teestand kry van mense waarvan jy anders verwag. Okay, so dit gaan gebeur. Dan, hy bevraagteken Dawid se motivering. Nou onthou, ek het aan die begin gesê, Dawid is daar commission. Sy pa het hom gestuur. Wat hy doen is, hy sê, hy insinueer ongehoorsaamheid en pligsversuim. Hoekom het jy daai paar skape? Dis 'n nietige job wat jy doen. Dis paar skape. Hoekom het jy hulle gelos? Dit is interessant dat hy praat oor die skape en die beskerming van die skape, want dit is juis daai task wat hy gedoen het, wat hy vir Saul bring en vir hom sê, luister, ek het daai gedoen in daai omstandighede. Ek het die skape opgepas teen die leeu en die beer. Ek kan hierdie ouens oppas teen daai giant. En dis wat Eliab aanval, is daai motivering. Hy druk op die juiste punt wat God in plek gestel het, en dis wat die duiwel met ons doen. Hy vat alles wat ons spesiaal en uniek maak, alles wat God vir ons gebou het wat ons spesiaal en uniek maak, en hy maak daai net 'n bietjie sleg. Hy breek daai net 'n bietjie. Manlikheid, ek sal net dit vat, dit is low hanging fruit, dit is maklik om oor te praat. Ons manlikheid is onder aanval, dis al 'n ou storie. As jy probeer om standvastig te wees, as jy probeer om regverdig te wees, as jy probeer om oordeel te vel, gaan iemand toxic masculinity inbring en sê, ja, jy's net besig om 'n harde man te wees. Okay? Daai is 'n spesifieke aanval van die duiwel af. Okay? En dit gebeur van 'n klomp plekke af. Right. Dan, soos julle weet, so Dawid se pa het hom gevra om hierdie te doen. So hy's nie daar omdat hy wil kom oorlog kyk nie. Hy's daar want sy pa het hom gestuur. Hy het verantwoordelik opgetree teenoor sy task, want hy het 'n voorbereiding getref vir dit om aan te gaan. Hy het nie net die skape daar in die veld gelos en gesê, "Chopas, ek sien julle later. Pas op vir die brein goed, hulle het eet julle." Hy het voorbereiding getref daarvoor. Ja, so ek het daaroor gepraat. Die aanval is spesifiek gerig daarop. Nou, dit is regtig belangrik dat jy weet dat dit is wat met jou gaan gebeur. Want as jy nie geplant is nie, ek sal jou nou kans gee, sorry. As jy nie geplant is nie, gaan jou missie daar ophou. Ja. As jy nie kan trek uit God uit nie, gaan jy daar fail. Jy moet hierdie storie kan nie gebeur sonder die voorbereiding in die veld nie. Dit is net dit. So, dwell in me, Johannes 15 vers 4, dwell in me and I will dwell in you. Live in me and I will live in you. Just as no branch can bear fruit on itself without abiding, being vitally united to. Vitally united. Dit is die verstaan van, ek kan nie die beer in die leeu doodslaan, as God nie daar is nie. Dan gaan hy my opeet. Jy kan nie die wêreld aanval, as God nie in die saak is nie. Dan gaan die wêreld jou opvreet. Dis net hoe dit is. Okay. Right, so, die georganiseerde wêreld. Jy kom met jou plan, jy sê, hier is die plan. Wat gaan hulle met jou doen? Okay. Saul sê, you're not able to go and fight against this Philistine. You're only an adolescent. He has been a warrior from his youth. Human resources sê vir jou, sorry, jy's nie qualified nie, jy's nie die regte job fit nie. Jammer, jy gaan dit nie maak nie. Okay? Jou kwalifikasies, jy word geoordeel teenoor die wêreld. Okay? Sê, die ander ding hierso is, as jy nie van God afkom nie, as jy nie onder die Gees gelei word nie, gaan jy nie inpas met wat jy gaan doen nie. Jy het nie die kwalifikasies nie, en jy gaan gediskwalifiseer word. Weereens, jy moet verstaan waar jy toegerus is. Jy moet verstaan van waar jy kom.
Okay. Nou, ook, so as julle niks anders hoor vandag nie, hoor hierdie. Moenie net instorm en gaan sê, ek het 'n plan, hierdie is my wysheid, my deliciousness en julle moet na my luister nie. As jy nie voorbereid is nie, gaan jy deur die see uitgespoeg word. As jy nie inligting van God af het nie, gaan jy in die moeilikheid wees. So, niks wat ek sê hierso, is hardloop in met 'n loskop idee en gaan doen dit nie. Gaan toets dit. Kry, Spreuke sê, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Praat, ondersoek, berei voor, wees reg vir wat jy doen. So hierdie is nie 'n loskop idee, bright inspiration en ek gaan en ek doen dit nie. Dit is 'n deurdagte, goed voorbereide plan. Dit lyk net anders as wat die wêreld aangewoond is. Dis wat ek sê. Okay. So moenie haphazardly in daai ding ingaan nie. Okay, hoe word hy gehelp? Hoe word Dawid gehelp? So nou sê die koning, right, okay, as jy bereid is, sal ek jou gou help. En wat Pieter nou gesê het, Saul clothed him with his army, put a bronze helmet on his head, clothed him with his coat of mail, girded his sword over his armor, and then he tried to go. So, hy kom in die wêreldse stelsel in, hy trek aan, hy berei voor soos die wêreld, and then he tried to go. Hy probeer om op 'n missie te gaan. Wat gebeur? Hy sê, ek kan nie beweeg met hierdie goed nie. En Saul is 10 keer ook kop en skouers langer as hy, seker bietjie meer, en hy kan nie gebeur nie. Wat hieruit kom is, as mense begin help, as die wêreld begin help, gaan hulle begin om 'n plan te draai, sodat hy pas by wat die wêreld verstaan. Dan gaan dit nie meer God se plan wees nie. Jy moet die plan ken, jy moet die plan verstaan, die plan moet binne in jou wees, jy moet onder die leiding van die Gees wees, sodat jy verstaan, watter veranderinge is goeie veranderinge, watter veranderinge gaan my sink. Jy moet daai plan goed ken. Hierdie is 'n voorbereide beweging. So, in jou lewe is die verantwoordelikheid op jou om te weet. Jy moet weet, jy moet voorbereid wees. Jy moet dit kan doen. Okay. So, al wat Saul doen, is hy haal die vryheid van die Heilige Gees af van Dawid af. Hy maak dit onmoontlik vir hom om die reus te gaan wen. Right, paar dinge, daar's 'n klomp. So, daar's 'n klomp. Maar paar dinge, in terme van voorbereiding, van dinge wat jy moet weet. Laat jou ja wees, jou nee. Moenie rondchom om te klomp goed nie. Sê wat jy bedoel, bly by wat jy bedoel, deliver. Dis hoe jy ingaan, dis hoe jy voorbereid is, dis hoe jy waarde toevoeg. Okay? Dan my gunsteling vers, niemand anders in nie, Romeine 13 vers 2. Wees onderdanig aan die owerhede. Moenie oproerig wees nie. Want wat gaan gebeur as jy oproerig is? And those who resist will bring down judgment upon themselves, receiving the penalty due to them. Want God stel die owerhede aan. Ek weet tot nou toe het julle gehou van die storie, nou hou julle niks meer van die storie. Maar ouens, ons leef in 'n wêreld wat ingerig is deur God. Maak nie saak hoe onheilig daai owerhede is nie, hulle is daar met 'n doel. Okay? Net my opinie, ek dink is die beste ding wat ooit met ons kan gebeur het, want nou staan ons op 'n plek wat ons in geloof moet leef in die situasie wat ons is. Ek dink is 'n briljante plek wat ons is. Is dit scary? Crap scary. Is dit unsettling? Verskriklik. Okay? Maar ons is op 'n plek wat ons kan leef uit geloof uit. Dit is fenomenaal. Okay. En die laaste ene, as jy in 'n geding betrokke raak met iemand, né? Onthou, hulle is so belangrik vir God soos wat jy belangrik is vir God. Sort dit uit voordat jy voor die regsbank instap. Praat dit uit, wees in kommunikasie. Moenie laat iemand anders gaan besluit oor jou uitkoms nie. Maak dit klaar. Okay? Maak dit klaar. Jy kan. Jy het inspraak van die Heilige Gees af. Right, nou,
as jy 'n plan van God het, gaan jy met iets niets kom. So Dawid kom met iets niets, okay? En wat gebeur daar so? Hy bring nie hele pansergewaad nie, swaardspies of skild nie, hy gebruik nie die strategie van die wêreld nie. Hy doen niks wat die weermag doen nie. So, dink daaraan, hierdie laaitjie kom maar aan, hy lyk glad nie soos die weermag nie. Hy sê my nie worry nie, ek sal jou gaan doodmaak. Wat moet hulle dink? Hulle is opgelei om op 'n manier te dink. Ons moet versigtig wees, en ek praat met my harder as enigiemand anders, ons doen soveel opleiding, ons doen soveel voorbereiding in die wêreld, dat jy nie meer kan loskom om op God se manier te dink nie. Ons berei onsself so voor om in te pas en effektief te wees in die wêreld, dat ons God verloor ergens. Ons moet versigtig wees daarvoor. Jy moet jouself, soos Paulus sê, was jou gedagtes met die woord, sodat jy hernie kan word. En hy praat van dink weer soos wat God dink. Het is belangrik dat ons dit doen. Elke soldaat daar sou weet hierdie mannetjie gaan doodgemaak word. Hulle kan dit sien, dis nie moeilik nie. Check Goliat, is net een pad vir daai ouetjie. Okay. Hy kom onder leiding van die Heilige Gees, okay? En hy doen wat hy weet om te doen. So weer eens, hierdie is nog een van daai stukkies wat jy binne in jou moet hê. Hy stap nie na Goliat toe en sê, maybe gaan ek dit reg kry nie. Hy stap na Goliat toe en hy weet, ek gaan hom doodmaak vandag. Hy weet, want hy het die ondervinding, hy het die history, hy het die geskiedenis saam met God. Hy het 'n boek waar hy opgeskryf het hoe God my gehelp het deur al my moeilike tye, en hy trek op dit. Hy weet waar ek vandaan kom, hy wonder nie daaroor nie. Okay? So, hierdie is 'n algemene probleem wat hy al menige male opgelos het, deur in God se plan te beweeg. Okay? Die bestanddele is 'n bietjie anders. Die hele resep is dieselfde ding wat hy al gedoen het. So, moenie goed aanpak wat jy nie ondervinding het mee, ten minste 'n bietjie voorbereiding het nie. Okay? Moenie gaan stupid goed doen. Right. Okay, wie is Dawid in die oë van die weermag? Die weermag het geweet, wat daai ouens wat daar staan, hulle weet, ons is dood wanneer die oorlog regtig begin. Hierdie ouens gaan ons vermorsel. Ons is oorwinne, ons is nie goed genoeg nie, ons is nie die naam God se weermag werd nie, en ons is Filistynse slawe. Soos wat ons hier is, vandag, is ons Filistynse slawe. Okay, dis wat hulle weet. Want dis wat die situasie hulle vertel. Wie is Dawid hierso? Wanneer hy klaarmaak wat hy doen. Dawid sê vir Saul, let no man's heart fail because of this Philistine, your servant will go out and fight with him. Okay. Dis wat Dawid sê. En as gevolg van wat hy doen, kan hulle teruggaan na hulle huise, hulle plase, hulle vrouens. Hulle kan gaan plant en ploeg en alles. As gevolg van wat hy doen. Okay, so, terug by jou storie, prakties. Wanneer jy doen wat jy doen, is dit nie vir aardse motivering nie. Dis nie vir die geld nie, dis nie vir die fame nie. Dit is om God se mense te verlos. Die planne wat God jou gee, die toerusting wat hy jou gee, gaan altyd wees om mense terug te bring na hom toe. Okay? As Shua uitgaan en hy verkoop sagte ware, verkoop hy sagte ware, maar hy bou ook verhoudings. So ja, hy doen sy aardse werk, maar God se plan daarso is om daar te wees. As Anton die besigheid bestuur, is hy daar om 'n bestuurder te wees, ja, maar hy is daar om 'n standvastige rots, motivering, leiding te wees vir die mense om hom. Dis sy goddelike proses. As Pieter en my skoonpa hulle besighede doen, dan is hulle is enabling in die manier dat hulle is nie hardop ouens nie, hulle laat hulle bietjie leeway toe, hulle gee bietjie ekstra geld hierso, hulle betaal meer vir goed wat hulle nie veronderstel is om te betaal voor nie en alles. So dit is waar hulle help mense. En elkeen van julle doen dit, ek ken nou nie almal nie, maar elkeen van julle doen dit op 'n manier. Is jy besig om 'n bietjie Christus wees vir mense te bring. Okay. So in daai missie is die missie nie om Goliat dood te maak nie. Dis om vryheid vir die mense te bring.
Dit is wat Dawid gaan doen. Dis God se plan. Is nie die oorlog nie, is nie die oorwinning nie. Is nie die kop wat die kop wat sy reus verloor nie. Dit is om verlossing te bring. Okay, wanneer die ding gebeur, verander Dawid in Superman. Word hy Simpson. Hy is Dawid, want hy het nie die werk gedoen nie. Hy was daar en hy was bereid, hy was die liggaam wat daar was. God het die werk gedoen. Dis nie up to, dis nie hoe goed jy is nie. Dit is nie, dit is hoe bereid jy is, hoe gehoorsaam jy is, hoe loyaal jy is. Dit is die werk. Dis die blauwdruk, ouens. Dis daar wat jy wil wees. David acted wisely. Hierdie is Samuel 18. Dis ver weg van hierdie storie af. David acted wisely in all his ways and succeeded, and the Lord was with him. Hy het met wysheid vir die res van sy lewe opgetree. Okay? Ek word altyd so heimlik die dinges in as ouens sê, maar David het vir Batseba vasgetrap. Een foutjie in 'n heelal van freaking amazing wees. Hy is nie gedefinieer deur sy een fout nie. Hy is gedefinieer deur sy verhouding en sy identiteit met God. Dis wie hy was. Okay. Nee, hy steeds wie hy was. In die geestesrealm is hy 'n giant slayer. Daar waar dit saak maak, is hy iemand heeltemal anders. Okay. And net nog uit die storie, and all this assembly shall know that the Lord saves not with sword and a spear. Ouens, ek kan nie stres hoe belangrik daai is nie. Niks van die wêreld is wat God mee uithelp nie. Ja, hy kan seker die swaard en die spies gebruik om dit te doen, maar dis nie sy plan nie. Okay. For the battle is the Lord, and He will give you into our hands. Okay. God is in beheer. Hy ran hierdie show. Selfs al lyk dit nie so nie. Ek seker al daai ouens het gedink, God het ons verlaat. Ons gaan nie so doodgaan. Ons gaan die fools voer. Dit is dit. Okay. Dawid fokus nooit op homself nie. Okay. Daar's geen trofeekas vir sy slingervel nie. Het gaan nie oor hom nie. Hy gaan nie terug en bou 'n David shrine in 'n stadion, David se paleis, en ek weet hy het 'n paleis. Daar's nie David Avenue en sulke goeders nie. Dit gaan nie oor hom nie. Dis nie sy storie nie. Right. Nou, 'n ander ding wat ek eendag raak gelees het, en ek gaan 10 en huil hierso ook, maar die verstaan van Dawid in verhouding tot God, hierdie vers gee die essence van wie Dawid weet hy is. Hierdie is vir my seker die mooiste ding, en as jy wil kyk na hoekom Dawid 'n man na God se hart was, is dit hierdie. Okay? So 'n ruk later is hy's nou met Michal getroud, hè? Hy het die koning se dogter gekry. En sy's 'n dollar en 'n prinses en alles. So hy kom terug en hy dans in sy onderkleed. Hy dans want hy's bly hulle kon nie, ek dink hierdie een was die ark teruggebring het. Hy's opgewonde daaroor, reg? Toe hy instap by die huis, verwag hy sy vrou gaan sê, "Well done. Jy's amazing." Sy vrou sê, "Yes, jy's stupid. Jy dans hier so in die onderklere saam met die huishulpe. Is jy koekoes? Jy's 'n koning. Jy kan nie so optree nie. Jy's nie waardig van jou status nie." Sy antwoord. Sorry, praat bietjie verby daai. David said to Michal, It was before the Lord who chose me above your father and all his house to appoint me as a prince. Hy klein nie koningskap nie. Die ding is hierso, wat jy moet verstaan hoe impakvol daai is Dawid het lank gewag om koning te word. Hy was rondgejaag deur Saul. Hy het op 'n stadium in 'n grot ingegaan en 'n stuk van Saul se
sy mantel afgesny en uitgeloop en gesê, ek was daar, ek kon jou doodgemaak het as ek wil, maar ek het nie, want jy is nog steeds die gesalfde, jy is nog steeds bo my aangestel, hy het dit geëer, hy het lank gewag om daar te kom, okay? Vir hom om dan te sê, ek is 'n prins, dit beteken iets. Om terug te kom wat Pieter nou gemention het, Saul was aangestel, hy was die eerste koning gewees, en God het vir die Israeliete gesê, wil julle ek met julle lei, of wil julle 'n koning hê? Okay? En hulle het gevra vir 'n koning, so die hele storie rondom dit, die titel van koning, dit was iets gewees. Hierdie ouens het na al die volke om hulle gekyk en gesê, ons wil ook 'n koning hê, ons wil ook smart wees en 'n koning hê. So vir Dawid om nie koningskap te claim uit daai storie uit nie, dit is significant, wanneer hy homself set as 'n prins onder God. Hy erken weer God se koningskap oor Israel. Dis hoekom hy 'n man na God se hart is. Hy verstaan die heeltyd waar hy staan. Dis hoekom hy wen. Hy laat God toe om God te wees. Jy wil iets sê, Pieter? Maar as ek iets sê, gaan dit lang. Ja, okay. Kom ons kyk waar ons is met tyd. Okay. Nou, die volgende ding, wanneer jy suksesvol is, wat doen jou aksie vir die mense rondom jou? Jy moet jouself voorberei vir leierskap. Want wanneer jy daai deurbraak bring, is daar ander ouens wat saam met jou gaan. So, as gevolg van Dawid wat vir Goliat doodmaak, kom daar 'n klomp ouens deur. Ishbi-Benob, who was the son of giants, was smote and killed by Abishai. Sibbecai, the Hushathite, slew Sab, who was a descendant of the giant, en so aan. Daar's 'n hele klomp van hierdie aan. So, Dawid gaan hy maak vir Goliat dood, en ewe skielik is dit soos, ja, okay, ons kan dit ook doen. En die ouens gaan uit en hulle doen dit. So, wanneer jy jou deurbraak kry, moet jy verstaan dat jy maak die pad op vir ander ouens. En jy moet in 'n plek wees wat jy kan leierskap gee. Dis 'n fenominale verantwoordelikheid om binne in daai verhouding te staan, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nooit oor jou nie. Dit gaan oor die mense rondom jou, God se plan en die mense rondom jou. Net daai sê van die 5 klippies. Yes. Dit nou net wil byvoeg. Toe Dawid gegaan het om vir Goliat dood te maak, moet hy 5 klippies opgetel. Want dit was vir Goliat se broers gewees. Ja. Wat in geval dit wat God hom voorberei het om te sorg dat. Ja. Want hy het weer eens, hy het vooruit gekyk en sê, daar's nie net een reus wat 'n probleem is nie, daar's 5 reuse wat 'n probleem is. Ek gaan 5 klippies optel. Okay, nou, ander ding ook, hoe lyk die tyd? Ek is 8 uur, okay, ek doen nie bad nie, amper klaar. Ander ding, as jy hier sit en jy sê, right, okay, so dis die storie van Dawid, dis wat hy gedoen het, wat van my? Wat gebeur met my? Johannes 1, Johannes 1, verse 12, but to as many as did receive and welcome him, he gave the authority, power, privilege and right. Power, privilege and right to become children of God. Jy's daar. Okay? As jy God receive and welcome, is jy daar. Jy kan dieselfde storie hê. Jy's nie uitgesluit nie. Okay? Omdat, who owe their birth neither to bloods nor to the will of the flesh, physical impulse, but nor to the will of man, but to God, thou born of God. Ons is daar, ons het reg, ons het toegang om dieselfde storie te hê. Right, opsomming. Vinnig, van wat ons gepraat het. Berei voor in God, spandeer tyd saam met hom. Maak 'n praktiese plek vir God. Drink koffie saam met hom. Okay, dit het vir my wondere gedoen. Ek geniet, kry vir my koffie, sit, luister na God, bly stil saam met hom en dis dit. Ek bly stil en ek luister. Jy moet natuurlik die Bybel lees voordat jy kan luister, want anders gaan jy na nonsens in jou kop luister. So vul met die regte goed. Praat met God oor al jou behoeftes. Ouens, al jou behoeftes. Alles. Ek is nou, kom ons sê hierdie week, né?
ek sukkel met recognition. Ek hou daarvan as mense sê ek's oulik. Ek like dit baie. As mense as mense dit nie doen nie, like ek dit nie. Ek hou regtig nie daarvan nie. So in hierdie week, né, dink ek het baie goeie werk gedoen, maar ek kry niks in 'n meeting, kry ek niks erkenning nie. Nou as ek my hart seer, nou gaan ek sê ek vir God, nou wat nou? Daai is 'n stupid voorbeeld, dis 'n stupid ding. Gaan praat met God daaroor. Okay? Enigiets. Sê vir hom, en hy maak jou vol, hy maak jou heel, hy maak jou reg. Hy sê, maar jy het nie nodig om erkenning van mense af te kry nie. Jy het dit nie nodig nie, gaan aan. Trek aan jou grootseun kortbroek en gaan aan. En dit is dit. Okay, moenie gaan as die voorbereiding nie voltooi is nie. Onthou die 40 dae. As die mark nie reg is nie, gaan jy in die moeilikheid wees. Hierdie is nie 'n lisensie om stupid goed te gaan doen nie. Berei reg voor, wees toegerus, gaan in God se plan. Verstaan dat God jou 'n volledige, suksesvolle plan gee. Okay? Moenie helfte gaan implementeer nie, moenie dit opvoeder met God se met wêreldse insette nie. Ja, jy gaan anders lyk en nie inpas nie, dis die plan. Dit is die hele plan van hierdie ding, is jy kan nie dieselfde as die wêreld lyk nie, want Satan bou die wêreld. As jy met dieselfde plan gaan, is jy oorwonne alreeds. Jy moet anders lyk vir oorwinning. Okay? Ons het so vir 'n ruk het ons vir Effa hulle gehelp om deur die high days ex-sataniste op te pas. As jy met dieselfde strategie bid, gebeur daar niks. Jy oorwin niks nie. As jy nie bid, as jy die Heilige Gees luister en jy bid nie, dan gebeur die deurbraak en die verlossing en die goed onmiddellik. Right? So ek weet uit ondervinding uit jy gaan anders lyk, maar dit is wat jou laat wen. Is nie deur die wêreld se plan te gebruik nie. Die mense op wie jy staat maak, gaan jou 10 in aanval. Almal sê dit, maar dit is bietjie onverwags as dit gebeur. Dis okay. Vergewe hulle, beweeg vorentoe. En daar is werk na die oorwinning en die deurbraak. Dit hou nie op wanneer dit gebeur nie. Onthou, toe Goliat dood is, toe moet hulle nog al die ander Filistyne ook gaan doodmaak. En hulle skapies en hulle beeste en hulle vrouens en alles. Okay, dis ek. Dankie. Dank aan jy.